Hallo julle, ek hoop het gaan goed. Ek het nou gestap. Ek het 3000 steps het ek ingekry vir vandag. Dit is nou maar die steps wat ek gecount het, so dit is eintlik baie nie. Moet seker 6000 maak, maar ek het 3000 gemaak. Ek wil net gou vinnig 'n storieetjie vertel voordat ek gaan shower. Want ek gaan nou gaan shower. Ek het Saterdag moes vir julle gesê, ek gaan Saterdagmiddag gaan ek iewers heen. En ek gaan toe Saterdag en ek gaan gooi toe nou eerste petrol in voor ek ry. En ek kom toe by die petrolstasie en ek dink toe by myself, wag, laat ek sommer die olie in die water check, want ek het 'n ver pad wat ek gaan ry. En ek vra toe vir die oom wat die petrol ingooi. Hy seker my ouderdom en dan sê ek oom. En ek vra toe vir hom, hy vra vir my, moet jy na die olie in die water kyk, en ek sê toe vir hom, ja, is reg, kyk maar asseblief vir my na die olie in die water. Maar omdat ek weet, baie van hulle sukkel wanneer hulle die olie in die water moet check, omdat die kar se bonnet so klein is en alles opgeknop en by mekaar is, dink ek myself, wag, het ek maar self uitklim. En dat ek maar gaan kyk of hy nou regte werk gaan doen. En soos ek nou uitklim, sien ek, maar die water is amper by minimum. Is die water lê by minimum. En hy sê vir my, nee, die water is reg. Ek sê vir hom, maar jy kan mos by jouself sien, die water is nie reg nie. Ek sê vir hom, gooi asseblief vir my water in, tot daar waar het maximum is, gooi vir my daar water in. En hy gaan al die water kan, en hy kom terug, en ek draai self die watertank oop, en ek wag mos nou vir hom die water in te gooi. Maar julle, hierdie man vat die gieter, en hy gooi al op die engine van die kar gooi water, behalwe binne in die plek waar die water gegooi moet word, in die watertankie. En ek vra vir hom, maar hoekom gooi jy die water, die hele kar vol, in plaas van om die water te gooi in die watertanken? En ek sê vir hom, wag, laat ek jou net help, en ek vat die gieter en ek hou die gieter en ek sê vir hom, gooi dit in. En ek sê, gooi in tot dit by maximum is. Maar ek kan sien, nee man, iets is nie reg, en ek dink toe by myself, ek is ook in my eie byen, en ek sê vir myself, ek wil nou nooit vir my nog verergie, dat ek nou maar kalm bly. En ek sê vir hom, kyk hierso, gooi ook hier by die wipers hoortjie, gooi ook haar water in, want daar is niks water in, die kar is kirk droog, ek weet nie hoe die kar so kirk droog gery sonder water nie. Maar hy gooi weer die water, die hele engine vol, gooi die water, en ek sê vir myself, Chantel, nou moet jy kalm bly. Bly net kalm. Maar ek besluit toe dat ek liewerste nie vir hom kykie, want as ek vir hom kyk, dan gaat ek seker nou opstandig raak. En ek het weer die gieter, en ek sê, gooi die ding vol water, en hy maak hom toe vol, en ek klik hom toe. En hy vra vir my, moet hy die olie check, en weet julle wat, ek het my man nou die aand gevra om die olie te check, en het nou nog nie gedoen nie. En ek sê vir die oom, nee, los maar om die olie te check, want as jy sukkel om die water in te kry, dan gaan jy nie die olie kan check, want die plek waar jy die olie check is onder in die engine, en heel onder, is 'n Renault so. Nou om jy weer hoe sukkel jy my ding uit te draai en die olie te check en weer terug is, en baie keer, dan laat val hulle die ding, of hulle sukkel om die ding uit te haal. En ek sê vir myself, as jy nie water kon gegooi het in die kar nie, dan gaan jy dan gaan jy nie kan die olie check, en ek sê vir myself, die Here maar saam met my gaan waar ek nou ry, en ek hoop die olie is ook maar so droog soos wat die water was nie. En anyway, en ek los hom toe, en ek maak die bonnet toe, en ek gooi amper die bonnet toe, want ek dink myself, yes, kan die oom nou regtig dit doen. En ek gaan, en ek klim in die kar in, maar toe ek in die kar in klim, toe sê iets vir my, Chantel, kyk die man in sy gesig in, want ek het hom die hele tyd in sy gesig gekykie, en ek kyk op, en ek kyk hom in sy gesig in,
Maar ek weet nie, sal julle verstaan nie, daar kom so 'n kalmte kom oor my. En ek kyk om weer so, en ek dink myself, nee man, wag. Ek sê vir myself, nee man, Chantel, elkeen gaan deur 'n moeilike tyd, miskien het die man iets wat nou gebeur het, of miskien gaan hy ook deur 'n moeilike tyd, ek kan nie sê miskien gaan hy ook deur 'n moeilike tyd, van baie van ons gaan deur moeilike tye. En soms dan haal ons onze frustrasies op die verkeerde mense uit. En 'n mens moet leer om nie jou frustrasies op mense uit te haal wat vir jou niks gedoen het nie. En hy vra vir my, gaan ek kontant betaal of gaan ek met die kaart betaal? Ek sê vir hom, nee, ek gaan met my phone tap. Hy moet my dinge soos, en hy bring die ding, en hy vra vir my vir die selfoonnommer, en ek gee die selfoonnommer, en ek tap. En terwyl ek kom weer so kyk, sê hy vir my, ek is baie jammer, sê hy vir my mevrou. Nou kyk ek kom so, hy sê, wie voor jou was die 'n man gewees wat nou R500 se petrol ingegooi het. En ek het nou 'n fout gemaak, ek het die man net R300 gecharge. Ek sê vir hom, maar as die man mos nou met sy kaart betaal het, of met sy phone betaal het, mos hy 'n notification gekry het, ek kon hy mos gesien het, hy het R300 betaal in plaas van die R500. Hy sê vir my, ja, maar die man het seker maar nog gedink het sy geluk. Nou wil ek vandag vir julle sê, dit kan nie wees, dat wanneer jy gaan, en jy gaan betaal by 'n plek, en die persoon gee vir jou die verkeerde klein geld, en hy gee vir jou te meer klein geld, of hy charge jou minder as wat jy veronderstel is om te betaal. Dit kan nie wees dat jy dink dit is jou gelukkie. Want weet julle wat? Daai oompie gaan nou daai R200 verskil, gaan hy nou moet uit sy sak het betaal. En dit het hom nou heel van stryk afgebring, want hy het natuurlik nie gebudget om R200 minder op sy salaris te hê, want weet jy wat? Wanneer jy die minimum salaris verdien, dan tel jy elke liewe sent wat jy kry. En ek het gedink, ek gaan tyd kry om die video voor die tyd te maak, maar ek weet hoe werk TikTok, ek weet dat dalk in my area sal hierdie video opkom. Nou as jy nou weet meneer, jy het Saterdag hier in my area petrol gaan ingooi vir R500 en jy was net R300 gecharge. Doen maar die regte ding asseblief en gaan na die petrolstasie toe en gaan gee vir die man die R200 verskil, sodat hy nie hoef daai geld in te betaal nie. Kom ons doen wat reg is. Ek weet dit was nie jou fout nie, dit was nie jou mistake gewees nie, dit was 'n mistake gewees wat hy gemaak het, maar kom ons wees maar eerlik en ons gaan terug en ons sê, luister hierso, jy het my te min gecharge, hier is die R200. Ek dink dit is die regte ding om te doen. Ek het vir hom gesê, gaan kyk op die kamera, as dit 'n gereelde customer is, soos ek wat altyd gereeld ook na die petrolstasie toe kom, dan beteken dit hy gaan weer kom. So, as hy weer gaan kom, dan sê julle van meneer, ek het 'n fout gemaak op daai dag, kan u asseblief as u nie omgee nie die verskil vir my teruggee en dit terugbetaal. Kom ons probeer om elke dag die regte ding te doen. Al is dit ook hoe moeilik. Ek weet ons almal gaan deur moeilike finansiële omstandighede en soms bid 'n mens vir 'n geluk. Maar jy kan nie 'n geluk hê wanneer iemand anders baie hartseer is oor daai geluk wat jy het nie. So kom ons doen dit. Ek het nou gehad shower en ek sien hoe loer my man oor my skouer wanneer ek kan hom sien. Ek het nou gehad shower en dan daar's nog 'n storie wat ek wil vertel na dit. Maar laat ek gou gaan shower. Alright dan, mooi bly, bye.